Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag die 6de Desember 2025, mag dit vir julle sommer net 'n heerlike dag wees vandag. Vader, baie dankie dat ons ook 'n Saterdag sommer 'n bietjie kan rustig geraak in ons lewe met die gejaagdheid wat so rondom ons is. Dankie dat ons weet U is by ons elke oomblik van die dag. Ons waardeer U ongelooflik baie, Vader. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Ons gaan aan hierso, vriende, ons het gister 'n bietjie stil gestaan wat Paulus gesê het, ons almal wat geestelik volwasse is, ons moet hierdie gesindheid hê, die gesindheid, liewe vriende, dat ons moet uitstrek om die hemelse prys te behaal waartoe God ons geroep het in Christus Jesus. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat. En dan gaan ons aan, vriende, hierso by vers 17 sê Paulus die volgende vir hierdie gemeentetjie, 60-61 na Christus skryf hy 'n brief uit die tronk uit vir hulle, en hy kom sê vir hulle, hy sê vir hierdie mense hierso, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Nou vriende, dit is 'n kragtige vers wat hier so staan. En jy kan amper dink dat Paulus het amper half 'n bietjie arrogant kan sê, né? Maar hy het tog net so 'n bietjie voor so 'n paar verse boontoe dan sê hy, weet julle, praat hy met hulle en sê, hoorie, ek het nie al alles bereik nie, die doele al so bereik nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak. So daar's 'n stuk nederigheid by, maar ook is daar 'n stuk geestelike kom ons sê amper, vriende, 'n geestelike ingesteldheid by Paulus om te sê, weet julle, julle kan maar na my kyk, 'n stuk selfversekerdheid, maar nie arrogansie nie, dit is nie dit nie. Wanneer hy sê, wees my navolgers, broers. Ek kom sê, nou vriende, ek dink, wanneer ek hierdie vers hoor, dan wonder ek, as ek en jy nou vir mense moet sê, kan ons ook vir hulle sê, wees julle my navolgers. En dan gaan hy, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Vriende, en ek dink, in die tyd wat ek en jy leef, moet ons so 'n bietjie net gaan gerustig raak by onsself en sê, lewe ek en jy so dat ons hierdie vers met alle sekerheid, selfversekerheid, sonder om arrogant te wees, vir mense kan sê, hoor hierso vriende, julle wees my navolgers, vriende, wees my navolgers. En let op die mense, die ander pelle vir my, wat volgens die voorbeeld voorbeeld, en kom ons gaan vir julle weer, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Nou, ek dink vriende, ek en jy moet ons inderdaad daarna uitstrek om te sê, Here, help vir ons deur die Gees, dat wanneer mense na ons kyk, hulle vir Jesus in ons lewe kan sien. Dat ons, liewe vriende, miskien nie so vlak wat Paulus nou sê, maar kyk, hy skryf nou 'n briefie vir mense, né? En hulle weet waar hy in die tronk sit, hulle weet hy sit vir die evangelie in die tronk. Hulle weet, liewe vriende, wat het hy al alles gedoen. So wanneer Paulus dit sê hy natuurlik ook uit 'n agtergrond uit van groot opofferinge wat hy reeds gedoen het, en dit kom nie uit 'n plek van arrogansie uit nie, né? Dit kom eintlik van 'n plek van geestelike volwassenheid uit, waar hy vir hierdie mense kan sê, weet julle manne en vroue, kyk na my voorbeeld. Kyk na my voorbeeld. Wees my navolgers. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het, né? Vriende, en ek dink ek en jy moet daai ook vir die Here vra deur die werking van die Heilige Gees binne in ons, deur die vrug van die Gees wat in ons blom, omdat ons gesettel is in die Heilige Gees, sodat ons ook vir mense kan sê sonder om arrogant te wees, maar hoor hierso, kyk na my. Kyk na my. Wees my navolgers. Wees my navolgers. Nou vriende, wanneer ek en jy dit sê, sal ek en jy natuurlik op hierdie stadium van mekaar sê, nee, wag. Ek kan nie dit sê nie, kyk hoe lyk ek. Nou, dit is so vriende, daar moet altyd 'n nederigheid by ons wees. Maar ons moet ons inspann, soos Paulus sê, vir ek span my in om die eindstreep, om die wenstreep te behaal. Ek strek my uit na wat voor is. Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy alles daar stel om Jesus beter te leer ken, God in die drie-eenig beter te leer ken, en toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk, sodat ek en jy inderdaad, sonder om arrogant te wees, en ons as mense by mekaar kan wees, as 'n selgroep, en sê, weet julle, ons moet so lewe, dat ons inderdaad vir mense kan sê, weet julle, wees ons navolgers. Vriende, ek dink, dit is as jy daai, en nou Paulus vir my beneder, omdat hy so nederig is om te sê, maar ek weet nie al alles nie, ek sê dit nie dat ek al alles het in die doel al bereik het nie, ek kom sê, maar vriende, daar's ook tog by hom 'n stukkie geestelike selfversekerheid, nie geestelike verheffing, selfverheffing nie. Maar waar hy vir hulle sê, weet julle, kyk na my. Julle kan my navolger wees en wees jy navolgers
van die mense wat in ook ons voorbeeld nagevolg het. En ek dink vriende, om 'n navolger van Jesus te wees, wanneer ek en jy dit begin doen, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, hoef ons nie 'n woord te sê nie. Ons hoef nie 'n woord te sê nie. Paulus praat natuurlik mos in die brief met die mense wat hy gestuur het, né? Maar ons hoef nie 'n woord te sê nie, hoef niks op skrif te stel nie. Dit moet so wees dat ek en jy so lewe, so praat. Vriende, daarom kom ons praat gou net weer vir mekaar. Ek en jy moet mooi kyk, daar moenie vloekwoorde en allerlei woorde. Dit het niks te doen met enigiets anders as dat mense kyk na jou en my. Vriende, ek bedoel, ons moet dit vir mekaar sê. Ek het nou weer op 'n hele paar plekke gewees wat ek gehoor het. Ons moet mooi kyk, vriende. Ons moet mooi kyk hoe ons praat. Ons taal wat ons gebruik moet altyd van so 'n aard wees dat jy mense stig rondom jou. Of jy daar by die huis is, of jy daar by jou vriende is, vriende, ons moet mekaar leer, kom ons help mekaar, om ander woorde te kry wat ons sê, sodat ek en jy, wanneer ons sê, ons is kinders van die Here, ook in ons taal gebruik, ek van myself daarmee, né? Dat ek net sê, ja, nee. Dat ons bietjie weer daarna sal kyk, want mense kyk na ons, liewe vriende, en wanneer ek en jy verkeerde tale gebruik in 'n klomp ander goeters, dan wil mense nie ons navolgers wees. Hulle moenie ons navolgers wees om mee te begin, hulle moet Jesus se navolgers wees. Maar ons moet so vir Jesus navolg, dat hulle vir Jesus in ons lewens kan sien. Sommer my 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.